Kai vertel. Die spookhond van Aliwal Noord. Soms, in die donker nagte op die platteland, hoor jy 'n hond blaf, een wat lankal nie meer hier hoort nie. Die plase rondom Aliwal Noord is stil, veral in die nag. Die veld strek wyd en donker, met net die maan om lig te gee. Maar as die wind ophou waai en die honde ophou blaf, fluister die plaaswerkers van iets anders, die spookhond. Niemand weet waar hy vandaan kom nie. Sommige sê hy was 'n plaashond wat sy meester met sy lewe beskerm het. Ander glo hy's 'n wese uit 'n ander wêreld, gestuur om onheil te bring. Die storie begin met 'n ou boer, Piet, wat in die 1960s alleen op sy plaas gebly het. Een nag, terwyl die sterre bleek teen die hemel gestaan het, het hy 'n geluid buite gehoor. Nie 'n blaf of 'n chunk nie, maar 'n diep laag grom wat die grond laat bewe het. Hy het sy geweer gegryp en by die deur uitgekyk. Daar in die maanlig het 'n hond gestaan, groter as enige ander. Sy oë het gegloei, rooi soos kole in 'n vuur, en sy teenwoordigheid het die lug koud gemaak. Piet het die deur toegeslaan, sy hart kloppend, maar die volgende oggend was daar pootafdrukke in die stof voor sy huis, groter as die van enige hond, en dit het skielik opgehou, asof die wese in die lug verdwyn het. Sedertdien het ander boere soortgelyke stories vertel. 'n Plaaswerker het gesweer hy het die hond by die skuur gesien, sy skaduwee beweeg sonder geluid. Toe hy nader loop, was daar niks, maar die skuurdeur was oop en die diere binne was doodstil, asof iets hulle bang gemaak het. Die spookhond verskyn nie elke nag nie. Soms gaan maande verby sonder 'n teken. Maar as die nag te stil word, as die krieke ophou sing, weet die mense van Aliwal Noord om versigtig te wees. Een vrou, Anna, het vertel hoe sy laatnag van die dorp af teruggekom het. Haar bakkie se ligte het 'n figuur op die pad gevang, 'n massiewe hond, sy oë gloeiend. Sy het gestop, maar die hond het nie beweeg nie. Toe sy haar venster afdraai om te roep, was hy weg. Die volgende dag het sy pootafdrukke gevind, maar net tot by die rand van die pad, waar dit skielik ophou. Plaaslike mense het verskillende idees oor die spookhond. Sommige glo hy is die gees van 'n loyale plaashond wat sy meester se land nog bewaak. Ander dink hy's 'n teken van moeilikheid, 'n waarskuwing dat iets slegs op pad is. Een ou man, wat al dekades op die plase werk, sê die hond verskyn net vir die wat iets verkeerd gedoen het, 'n soort oordeel uit die hiernamaals. As jy ooit snags op 'n plaaspad in Aliwal Noord ry en jy voel die lug skielik koud word, kyk goed om jou. Dalk sien jy 'n skaduwee in die veld of 'n paar gloeiende oë in die donker. Moenie roep nie, moenie nader gaan nie, want wie weet wat die spookhond soek en of hy jou sal laat gaan. Ek is Kai en dit was maar net 'n rondloperhond. Of was dit? Baie dankie dat jy geluister het hier by Boekwurm. Onthou om asseblief die hou van knoppie te druk en in te teken op ons kanaal vir nog verhale vol avontuur, liefde en misterie. Deel jou gedagtes in die kommentare, ons hoor graag van jou. Tot die volgende storie, mooi loop.